so om te aanbid. Soos die liedjie sê, vergeet 'n bietjie van jouself. Sit jou oog gefestig op die Here vanmôre. Maak hierdie som jou eie, steek jou hand in die lug. Maak hom net groot, eer hom, aanbid hom net vir dit wat hy is. Yes, halleluja, ons loof U, Koning Jesus. U is heilig vanmôre, Here. U alleen is heilig vir my vanmôre, Here. Ook Here, help myself and concentrate on thee and worship. Victory!
vir ons almal dink van ons ouderdom. En ek dink ons het vir Don Francisco doodgeluister daar. Hy was 'n bietjie radical. Sy was baie vir ons in daai tyd. Praise the Lord.
gaan sing tot eer en vir jou naam. Dankie Koning Jesus. Halleluja. Jy kan maar jy plek in jou prijs die Here. Prijs die Here. Ek gaan die maakie vir my vrouwtjie gee. Geniet dit. Amen. Prys die Here. Amen. Hoor nie vir julle nie. Prys die Here. Vanoggend vroeg maak my man my wakker met 'n koppie koffie. En hy sê vir my, kom ons gaan sit net so 'n bietjie in die sitkamer. En toe ons daar sit hy vir ons musiek aan. Ons raak so 'n bietjie stil voor die Here. En ek het nooit besef daar's sulke woord-geïnspireerde musiek nie. En hierdie musiek is absoluut net woord in Afrikaans. Maar dit is worship songs, maar woord. En ek voel hoe stig die Here ons. Ek voel hoe lig hy ons op ver bo enige omstandighede. Want sy woord dra krag. Amen. Ek wil vanmôre vir julle aanmoedig en sê, dien die Here met blydskap. Amen. Want ons is die Bybel vir die mense daar buite. Ja. En ek weet ons hoor dit baie, maar ek het dit net hierdie week weer besef. Toe my jongste dogter vir my sê, ek kan die Here en mamma en pappa sien. En sy is nie op 'n plek waar sy moet wees nie. Maar sy kan die Here sien. Prys die Here. En ek het in my binneste net besef, wat se getuienis dra ons uit? Elke dag. Ja. Hoe loop ons? Loop ons so? Want die laste is bietjie swaar. Loop ons bietjie meer regop, maar julle ken mos daai sedige uitdrukking, né? So. Hallo. Of het ons daai huppelende stap soos 'n ribbok wat God vir ons wil gee. Nou, ek het vir pastoor Shani gesê, sy het amper my boodskap gepreek, julle. Ek sê vir julle, toe moes ek so 'n bietjie gaan verander nou aan myne. Maar ek wil vir julle sê dat ek moes hierdie week daai woord wat sy gepreek het vir ons en vir ons gegee het en in ons harte gesaai, moes ek gebruik. En dank die Here, en ons ken almal daai gedeelte wat sy vir ons gegee het. Ons ken dit almal, ons het groot geword daarmee, maar ons vergeet dit. Ons vergeet dat om God te prys haal jou uit omstandighede uit. Amen. Nou ek wil hê julle moet julle woord vir my oopmaak in Romeine 8. O my man, en my papier so mooi opgevou hier. Romeine 8 vers 37. En ek weet ons hoor dit baie, maar die Here het so sterk op my hart gelê om te praat vandag bietjie met julle oor meer as 'n oorwinnaar. Sê vir jouself, ek is meer as 'n oorwinnaar. Glo dit as jy dit sê vandag. En meer as beteken nie net 'n oorwinnaar. Dis meer en nog. Meer as 'n oorwinnaar. En hy sê vir ons in Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Deur hom wat ons liefgehad het en nog steeds het. Nou ek weet ons leef in 'n wêreld julle vol druk, vol seer, vol emosies, vol finansiële druk, en vra ons oor finansiële druk, ons het alles verloor, so 'n jaar terug, wat ons besit het, alles. En ek het al vir die Here gesê, Here, hierdie is nog die 3de keer dat ons alles verloor, pastoor Shannon. Wat moet ons nog leer? Want dit voel vir my ons leer, maar ons leer nie. En die Here sê net, hou vas. En ek kry die woord en die Here sê vir my, hy berei ons voor vir dit wat kom. Want as ons net in oorvloed het, op wie vertrou ons? Ja. Op onsself. Maar as ons elke dag op God moet vertrou, vir waar ons dingetjies vandaan moet kom, dan vertrou ons volkome op God. En dis wat hy wil hê.
julle sê dat hy vir jou dag na dag gee net dit wat jy nodig het. Die vyand, julle, kan vir jou baie geld gee. En hy gee dit op een slag. En net so is daai een slag weg. Maar God se skatte raak nie op nie. Ja. Dis hoekom hy elke dag vir jou kan gee wat jy nodig het. En dit hou net nie op nie. Jy kry net, jy kry net. Amen. Elke dag nuus. Maar hy sê vir ons, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur wat ons lief gehad het. Ek wil vir julle vra, nee, ek wil eintlik dit vir my man gesê, hy verskoon my net gou. Kom jy met my keer op? My dinge, jy kom my help, hoor. Moet jy help? Ja. Hierdie ene, ja. Ek wil ook in my vas hê. Nou ek wil vir julle sê, nee. Onthou julle, ek wou eintlik wou ek Eye of the Tiger gespeel het. Ken julle daai liedjie? Wie van julle ken hom? Eye of the Tiger, na 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 na. Wie sê, wat se fliek was dit? Wie kan vir my sê? Rocky. Nou julle in ons tyd, nee, was Rocky groot. Oh yes. Ek het elke Rocky fliek gekyk. En ek sal dit weer kyk. So hierdie ou was 'n bokser, die wat nou nie weet nie, en hy het geboks, nee, geoefen. Nou, laat nou moet ek kyk, my man het my mooi gewys, dit is 'n stryd dan, nee. Alles is stryd, kan nie so slaan, net as jy kort wil slaan. En dan kry jy 'n uppercut, wat so werk, né? So, hierdie Rocky ou was 'n bokser. En een ding wat ek nooit sal vergeet nie, hy was voorsgeslaan. Ja. Die bloed loop. Hy lê daar, hy kan nie opstaan nie. En dan kom die skeieregter en dan klap hy hom so 'n bietjie en sê vir my, hy kan my hoor. Dan kyk hy deur hierdie bloedbelope oogies daai ou so en dan lyk dit nee, Rocky, jy gaan nie daar opstaan nie. En dan draai die skeieregter om en hy tel 1 2 3 en hy draai om en as hy terugdraai, wat gebeur dan? Dan staan Rocky op, hy kan amper nie staan nie en hy gaan so. Maar as hy daai hou gegee het, dan lê daai ou teen wie hy geveg het. Ja. Dis wat Rocky gedoen het. En daar was een ding in sy fliek wat hy altyd gesê het. Hy het gesê, it's not how hard you can hit, but how hard you can get hit and stand up again. Ja, ja. En dis wat ek vir julle wil sê vandag. Maak nie saak waar jy gaan nie, dan moet jy nie los. Maak jy net los. Maak nie saak waar jy gaan nie. Ek wil vir jou sê, laat die vyand vir jou bloed neerslaan as hy wil. Laat hy jou oë slaan dat jy nie meer kan sien nie, maar staan op in die krag van God. Amen. Dis hoekom ons meer as oorwinnaars kan wees, want God gee vir jou daai krag. Hy sê vir jou, nee man, staan op. Die duiwel kan jou slaan, die lewe kan jou slaan, mense kan jou slaan. Maar as jy daai uppercut gegee het, moet die duiwel lê. Want ons doen dit in die krag van God. Yes, amen. Julle, die Here sê vanoggend vir jou, staan net nog een keer op. Staan net nog een keer op. Dis al wat jy nodig het. Staan net op in die krag van God. Want hy maak jou meer as 'n oorwinnaar. Hy sê vir ons in vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Ja. Kan enigiets ons skei van God se liefde? Niks. Niks kan jou skei nie. Eintlik sê ons dit hierso, bring it on. Bring it on. Ja, ja.
bring maar die verdrukking aan. Kom, bring maar 'n bietjie daai finansiële dinge wat ons so pla aan. Bring dit aan, want ek gaan weer opstaan. Ek gaan weer opstaan. Ek sal weer opstaan. Hy sê in vers 37 weer eens, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Nie omdat ons 'n stryd voel nie, nie omdat ons pyn het nie. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Het julle geweet jy mag maar val? Jy moet net nie bly lê nie. Jy mag maar huil, maar jy mag nie jou geloof verloor nie. Jy mag seer kry, maar jy mag nie verslaan wees nie. Jy moet kan opstaan. En gewoonlik is dit die mense naaste aan jou wat jou die seerste maak. Hoekom? Die duiwel gebruik hulle? Want hy weet dis waar hy jou gaan kry. Is dit nie so nie? En ons is net nooit gekeer vir dit nie. Ons vergeet ons bokshandskoene. Ons vergeet ons is in 'n kruit waar ons moet beklei. Maar God maak jou meer as 'n oorwinnaar. Jy kan deur al hierdie dinge gaan. Jy kan opstaan. Ek het al gewonder. Ek het 'n tannie gehad wat saam met my gewerk het by departement landbou. Sy het haar eerste seun verloor in 'n karongeluk. En dit was vir haar baie erg. Dat was haar oudste seun. 'n jaar daarna, toe verloor sy haar tweede seun. 'n jaar daarna, toe verloor sy haar dogter en haar man in dieselfde karongeluk. En sy het altyd gelag en ek kon nie verstaan nie. Dan sê ek, tannie, hoe gaan dit vandag? Nee my kind, dit gaan goed, deur die genade van die Here. En dan het ek gewonder hoe kry sy dit reg, want as ek aan myself in so 'n situasie moet indink, om my hele gesin in 'n kwessie van 3 jaar te verloor, dat jy niks het nie. Hoe staan jy nog op en sê, deur die genade van die Here gaan dit goed? Maar ek weet nou, want sy was meer as 'n oorwinnaar. Sy was nie verslaan nie. Sy het God uitgedra, dit was haar getuienis. Julle, ons het getuienisse om uit te dra, is dit nie so nie? Amen. Dit maak ons ook meer as 'n oorwinnaar. Daai getuienis wat ons het elke dag. Maar ons verloor ons getuienisse en dan word ons kragteloos. Ons het elke dag iets om vir die Here dankie te sê. Elke liewe dag. Ek weet van 'n vriendin wat aan depressie gely het en sy kon nie ontslaa raak daarvan nie. En ek wil vir julle sê dat ek het op 'n baie naby aan depressie gekom. Baie naby. Dat jy voel jy wil nie opstaan nie. Jy het nie die lus nie, jy het nie die krag nie, jy wil net nie. Maar as jy daar opgestaan het en jy gaan aan, dan het jy nuwe krag. Die nuwe moed. Yes. Want sy sê altyd hoe sy daar uitgekom het, was om te besef God se liefde is groter as enigiets anders. Hy sê vir ons in die woord van God, 'n dowwe lampet sal hy nie uitwis nie, 'n geknakte riet sal hy nie verder breek nie. Hy lig ons op uit daai omstandighede uit. As jy vandag voel, ek is 'n bietjie depressief en ek kan nie aangaan nie, weet dit dat God se liefde is groot genoeg om jou liggie weer aan te steek. Om jou riet weer reg op te druk. Dat jy vir ander mense kan wys. Hy is daar vir huwelike, julle. Huwelike word aangeval elke liewe dag. Hoekom? Want die duiwel hou nie van die orde van God nie. Hy hou nie van 'n huwelik nie, want die huwelik is vir God so heilig dat hy dit vergelyk met hom en sy bruid. Maar die duiwel hou nie daarvan nie, so wat doen hy? Hy val dit aan. Maar daar is hoop in Jesus Christus. Jy vandag sit met 'n huwelik wat nie wil uitwerk nie. Gaan maar knie toe. Die Here sê dit wat hy saamgevoeg het, sal geen mens mag skei nie. Yes, amen. Daar's siektes, Here. Siektes wat ons laat voel ons kan nie meer aangaan nie. Ons wil nie meer aangaan nie. Ek is moeg. Here, ek is moeg, ek kan nie meer nie. God sê deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En daarom sal jy genees wees. En dan wys dit nog nie. En dan wys dit dalk nog nie by die medisien weet dat God lankal daai siekte vir jou uitgekanselleer het. Baie dankie. Dis weer nie baie sin nie. Hy het dit klaar.
Verslawing. En verslawing is nie net altyd drank of dwelms nie. Verslawing is ook jou foon, is ook TV. Verslawing kan enigiets wees. Verslawing kan jou man wees, kan jou vrou wees, kan jou kind wees. Kom ons lees gou 1 Korintiërs 10 vers 13. As jy enigstens 'n verslawing in jou lewe het, maak nie saak wat dit is nie. Dan sê hy vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. So as jy vir my sê, jy kan nie loskom van iets nie, wil ek vir jou sê, sorry. Die woord van die Here sê, hy versoek jou nie bokant jou kragte nie, dis menslik. Hy sê, hy gee vir jou die uitkoms. Jy moet net daai uitkoms vat. Jesus is die grootste oorwinnaar wat daar ooit was, weet julle dit? Hy het die hel en die dood oorwin. Ja. Hy het dit vir ons beter gemaak. Ja, halleluja. En ek wil vanmôre vir jou sê, Moses se stryd was die seer. God het dit vir hom oopgekloof. Josef se stryd was die tronk. God het hom 'n heerser gemaak. Hanna se stryd was, sy kon nie swanger raak, en God het haar 'n seun gegee. En Jesus Christus het homself vir ons gegee. Amen. En hy het as die wenner uit die stryd uitgetree. Yes, amen. Toe hy afgaan in doderyk toe en die dood oorwin het. Hy het vir ons ewige lewe gegee. Ons hoef nooit weer bekommerd te wees dat ons as mens gaan doodgaan. Ons gaan doodgaan in menslike vorm, maar daar's 'n ewige lewe wat vir ons wag deur Jesus Christus. As ons kan opstaan as meer as 'n oorwinnaar. Jy kan baie meer doen as wat jy dink jy kan doen. In God kan jy alles vermag. Ja. Net 'n klein getuienis, julle. Dit reën nou die dag weer baie hard. En almal weet dat dit verskriklik ingereën by my meisiekind se kamer of sy huis. En in die een kamer reën dit sommer in die kas in. So, hulle kan nie hulle klere nou daar hang nie, want as dit reën dan reën dit daarin. En daar's nog nie tyd om regtig reg te maak met al die reën. En sy bel my van haar plekkie af. Sy sê, "Mamma, dit reën so hard, alles reën hard, ek kan nie meer nie." En ek sê vir haar, "Man, ek sê Here, in Jesus naam verlig hierdie reën. Dat my kind net weer kan moed skep." Ja. En daar gaan die reën rustig, julle. Rustig. Wat sê daai klein dogtertjie op TikTok of waar ook al? Rustig. Maak my mamma net rustig. En daar's die reën rustig. En sy bel terug, sy sê, "Mamma, dankie." Ek sê nie dankie vir my nie, dankie vir die Here, want hy hoor ons nog. En dis dalk iets kleins vir jou. Vir my en vir haar was dit groot. Vir haar was dit wat sy nodig gehad het om haar geloof te versterk in God. En God het dit geweet. So hy het dit vir haar gedoen. So nou het sy weer die krag om op te staan. So as sy na man bin, dan sit hulle worship musiek aan, die hele buurt kan hoor, dan weet ons nou sit hulle afsonder tyd vir die Here. En daar het 'n tydjie verbygegaan dat ons nie meer die musiek so erg gehoor het nie. En toe dit nou weer so inreën, is die musiek nou weer hard. Nou sê ek en jy vir hulle nou, hoekom is die musiek nou weer hard? Bid ons nou weer. Nee, hulle het nog altyd weer gebid, net nie so intensief soos altyd nie. So die Here het 'n manier om jou terug te bring, om jou die oorwinnaar te maak wat hy wil hê jy moet wees. En partykeer dink ons sit in hierdie stryd, en ons weet nie om daar uit te kom nie. Maar dan kom die Here, en hy wys net weer eens vir jou, klein gelovige mens, kyk wat kan ek vir jou doen. Die Here was ook geslaan, julle. Hy was gespot. Hy was vir en weer, hulle sê dat hy so sleg gelyk het met die kruisiging, dat hy nie eers herkenbaar was.
En wie is ons om te dink ons kan sommer maar net 'n lekker lewe hê? In Christus Jesus het ons altyd 'n lekker lewe, of ons nou vervolg word en of ons nou wat deurgaan. Dit bly altyd goed want ons het hoop in Jesus Christus. Ons kan nooit daai hoop verloor nie. Ek dink toe die duiwel daar sit, die Here nou dood is. En hy hou so lekker partytjie daar in die hel en hy dink, hier gaan dit nou lekker gaan. Nou het ek totaal en al die oorhand gekry. En hy hoor daai geritsel. Wonder wat het hy gedink? Dalk het hy eers nie gehoor nie, want die musiek was dalk 'n bietjie te luid. Maar toe raak dit harder. Soos waar hy klip wegskuif. En Jesus Christus staan op. Julle, Amen. ons dien 'n groot God. Ons dien 'n groot God. Ek dink nie ons verstand kan ooit uitredeneer hoe groot is God nie. Ons kan nie. Ons kan probeer. Ons kan nie. My jongste kleindogter, toe my meisiekind ingaan met haar placenta het geskeur, so sy en die babatjie was besig om uit te bloei, en die dokter sê vir ons, julle moet kies wat een moet ek red. En ek kyk vir JJ, ek sê, ek kan nie een kies nie. Ek sal graag my kind wil hê, maar ek weet sy gaan haar kind wil hê. Ja. So wat sê ons? En hy sê vir my, nee, ons gaan niks sê nie, want die Here is groter as alles. Hy het nie daai naampie verniet geroep nie. Hy het nie gesê dat hy gaan daar wees op die 19de Desember. Verniet nie. En daar kom die dokter uit en sy het hulle al twee weer getrek. En na 'n maand, dink ek, toe kom hulle nou daar uit die hospitaal uit, want Renate was ook maar baie siek, so daar saam in die hospitaal. En soos wat Sanetjie groter geword het, het die Here regtig haar gebruik. Ons ry eendag kerk toe, en sy sê vir ons die woorde, sy sê, is dit weird, toe was sy seker so 11, sy sê, is dit weird om te onthou hoe lyk die hemel? En ons is soos van, wow, okay, hoekom sê jy so? Sy onthou, hoe lyk die hemel? Sy weet, sy was nog nie daar nie, maar sy onthou hoe lyk die hemel. En sy beskryf vir ons die hemel, sy sê vir ons, dis die witste wit, dis 'n wit wat ons nie op aarde ken nie, sê sy vir ons. Sy is 11. Sy sê, ek ken nie daai wit nie, ouma. Sy sê, ouma, dit blink, dis wit. Sy sê, en dan is daar. Sy het nie regtig gesê see nie, ek kan nie onthou of sy gesê het, maar sy het gesê, dis soos 'n dam. Het lyk soos glas. En sy sê vir ons, daar's 'n reënboog, wat sy kleure sy nog nooit gesien het nie. En sy beskryf vir ons, presies die hemel, hoe dit vir haar gelyk het. En ek glo met my hele hart, dat sy, die dag toe sy gebore is, moes sy dalk nie gewees het, maar God het haar vir ons teruggegees, vir haar en haar later. En sy het definitief die encounter met God gehad, al is sy daai klein babatjie gewees, want sy kan baie dinge onthou. Sy word een aand wakker, en die Here sê vir haar, sy en haar sussie moet nagmaal gebruik. Sy is klein, sy is 8, omtrent gewees, né? En sy staan op, sy is gehoorsaam. Sy sê, ouma, maar ons het net kook in die yskas gehad. En sy het kook uitgegooi, en sy het vir haar sussie en vir haar 'n stukkie broodjie gegee. Hulle het dit geëet, gedrink, teruggeklim in die bed, en daai aand te probeer hulle inbreek by hulle huis. Maar hulle kon nie. En hulle kamer is die naaste aan daai plek. Hoe beskerm God nie ons? Ons moet word soos 'n kind. Ek weet nie hoekom moet ek haar getuienissies nou so gebruik nie. Ek het nog nooit regtig daaroor gepraat nie, maar ek wil dit vandag aan julle meedeel. Sy word een oggend wakker, en sy is opgewonde, sy sê, oupa, jy lewe nog, ons gaan die Here sien as ons lewe, het oupa geweet. En sy hardloop na my skoonma toe, sy sê, ouma, Hannetjie, ek is so bly jy lewe nog, want die Here gaan kom as ons nog lewe, en ouma dit geweet. En sy beskryf die Here vir ons soos in Openbaring 1. Sy sê, sy hare was spierwit, sy oë soos vuur gelyk. Sy sê, hy het soos 'n rok aangehad met 'n band van goud en 'n rooi oor sy bors. Sy beskryf dit vir ons, en sy was bitter klein. Maar sy beskryf vir ons hoe God gelyk, en hy het vir haar gesê, julle gaan nog lewe, dan kom ek. Ja. So ek glo in my hart, dat ons van God sien, so kom. God het dit vir haar gewys, en sy glo dit met alles na.
Sy het een dag kom sy by ons en sy sê sy wil vir ons 'n prentjie teken van hoe die engele lyk, want sy was baie bang die vorige aand en daar doop die Here haar met die Heilige Gees in haar eie kamer, so klein as wat sy is, sy was seker so 10, sal ek sê. Sy sê sy was verskriklik bang toe sy wakker word. En toe verskyn daar 'n engel aan haar. En hy sê vir haar, kom ek gaan wys vir jou, hoekom jy nie hoef bang te wees nie. En hy vat haar, en hy wys vir haar die gerubs. En die serafs. En sy sê, ouma, hulle is nie klein nie, hulle is baie groot, maar hulle lyk nie soos wat ons dink ons lyk nie. Sy teken vir ons 'n wiel en 'n wiel. Ek het dit gebare vir haar, soos wat hoe sy dit vir ons geteken het, met die vlerke, met die oë in die vlerke. Sy het nie geweet hoe lyk dit nie. God het haar gewys, en sy sê vir ons, ek sal nooit weer bang wees nie, want ek weet wie pas my op. Julle, ons moet beginne word soos 'n kind. Ons moet beginne word soos 'n kind. Ons kleinkinders kuier op by ons op 'n stadion, en nou bid ons elke aand, en dan moet hulle maar saam met ons bid, hulle het nie keuse nie. En Bernice is omtrent so 3 jaar oud, en ons bid, en jy voel die krag van die Here, en ek en JJ hoor nie, ons raak so stil, en Bernice praat in tale, sy is 3. En na die tyd sê ons van, nou, wat het jy nou gepraat? Sy sê, dis mos die tale van engeltjies, soos van, hallo, hoe kan julle my nou vra wat het ek gepraat? Dis dan die tale van engeltjies. Ek wil vir julle sê, word soos 'n kind vandag. As dit is wat ek skryf nie meer op my boodskap nie, maar ek voel in my hart is wat ek vandag moet deel. En ek wil vir jou sê, staan op die woord van God, raak soos 'n kind, glo soos 'n kind. As jy vergeet het hoe om in tale te praat, begin weer in tale praat. Come on. Dit gee vir ons krag. Ja. Dit is, julle, as ek begin in tale praat, dan kan ek voel die atmosfeer skuif. Ek kan voel die Here is besig om te werk. Ek kan voel die krag van God is weer daar. Ja. Dis belangrik. Moet dit nie net een kant toe skuif en sê, dit was nou maar net om te bewys, ek is gevul met God se Gees nie. Dis 'n leefwyse elke dag. Hy sê, word nuut gevul elke liewe dag. Moet ons opnuut gevul word, opnuut ons denke verander. Kom ons kom uit die groef uit waar ons is, waar ons was. Al die tradisies waar ons glo en waar ons vashou. God het elke liewe tradisie gebreek. Weet julle dit? Hy het op die Sabbat mense gaan gesond maak. Ja. Hoekom? Om daai tradisie te breek. Ja. Tradisies moet gebreek word, want dit hou jou vas. Dit hou jou vas dat jy niks vir God eintlik kan beteken nie. Dit hou jou vas dat ander mense nie God wil dien nie. Want nee, wil nie so. En ek sê nou nie daarmee jy moet jou standaarde verlaag nie, nee. Maar kom werklik by God uit. Ja. Word werklik die kerk van God, want hierdie gebou is nie die kerk nie. Jy is. En jy moet vir mense kan wys. Wat doen God in jou lewe? Al gaan dit hoe swaar. Al gebeur daar wat. Al kan jy nie meer aangaan nie. Moet jy nog steeds vir glimlag kan opsit. Jy moet nog steeds kan prys en sê dankie Here vir wat ook al aan die gang is. En dis waar ons probleem is, want ons kan nie. Ja. Ons is te selfgesentreerd. Want alles gaan net oor my. Julle God het die dood oorwin. Ja, maar hoekom gaan dit dan nou so swaar met my? Nee, Here, hoekom nie? Hoekom nie ek nie? Ek en my man is deur 'n baie moeilike tyd, julle. Baie moeilik, as ek vir julle sê moeilik, maar God het ons alleen daardeur gevat. Hoekom? Want ons moes alleen daardeur gaan. As ons nie alleen daardeur gegaan het nie, kon ons nie die toets deurstaan nie. Ja. Maar God het gesê, nou louter ek vir julle twee. Ja. En hy het. En ek dink hy is nog steeds besig so hier en daar. Maar as ons nou meer as oorwinnaars uit daai stryd uitgetree. Want ons was hartseer, ja. Ons het gehuil, ja. Ons het gaan lê, ja. Maar ons het weer opgestaan. Ja.
En ons het die duiwel daai uppercut gegee en hom gesê, laat jy gaan, boetie. My meisiekind was so klein, en haar neefie het haar verskriklik geboelie. En JJ raak moeg daarvoor, hy sê van man, gee net so uppercut, sien jy, maak net so. Maak net so. Sy weer jou hare trek, of weer jou klap, of jou knyp, of wat ook al. En toe hy haar weer slaap, met die vuist in haar gezicht, toe maak sy net so, en sy hele neus bloei soms so. En hy hardloop, ou Gertjie, hy hardloop, en hy huil met sy ma. Sy ma sê, nou, jy het nou daarvoor gesoek, so, dis nou maar so. Maar hy het nooit ooit weer vir Anate geboelie. Nooit nie. So wat moet ons doen? Gee die duiwel 'n uppercut. Hoe doen jy dit? Gebruik die woord van God. As jy siek is, wat sê jy? Here, deur u wonde het daar vir ons genesing gekom. Nee, ek gaan nou dood nie. Ja. Staan op in hy siekte. Here, deur u wonde het daar vir ons genesing gekom. In Psalm 118 sê hy, jy sal lewe en jy sal nie sterwe nie, want jy wil die wonders van God verkondig. Amen. Is dit nie so nie? Ek het dit oor my man geproklameer, dag en nacht. So, sorry vir my, ek gaan nou maar die wonders van God verkondig. Dit is vir hom uitgespreek. En dit is so. Dokters staan verbaas oor sy voet. Hulle het gedink, die voet gaan geamputeer word, nou binnekort, maar ek prys die Here. Die Here is besig met die voet. Hoekom? Hy sal lewe en hy sal nie sterwe nie, maar hy wil die wonders van God verkondig. Ons moet die woord van God begin gebruik, mense, dis hoekom ons hom het. Sê dit vir jouself. Dag en nacht. Here, in U sal ek my verbly. Here, dankie dat U my optel op die vlerke van 'n arend laat sweef. Soms is dit moeilik. Maar hy sê hy kom. My man het so mooi preek gehad oor die arende van hoekom kan hy jou optel op die vlerke van 'n arend? Want die arendsmannetjie en wyfie as hulle ontmoet, dan vat sy 'n stomp in die lug op en dan laat val sy van daar ver bo af en dan moet hierdie mannetjie kom en hy moet daai stomp kan vang voor hy die grond tref. En as hy dit kan doen, dan sê sy, hierdie ou like ek, vir hom gaan ek hou. En dan gaan hulle, dan trou hulle, daar bo in die lug, en hulle druk hulle kloue in mekaar, en hulle skree verskriklik, en hulle tuimel daar in die lug uit, en net voor hulle weer die grond tref, dan los hulle mekaar, en dan is hulle getrouwd for life. En dan, hoekom het sy hierdie ou gevat, omdat hy die stomp kon vang? Want dit is hoe sy weet, as hulle die kleintjies uit die nes uitskop, om te leer vlieg, dan kom hierdie papa voor hy babetjie die grond tref, dan tel hy hom so op sy vlerke op en vat hom terug nes toe. En dis wat die Here met ons doen. Hy vang jou met sy vlerke. Ja. Jy dink jy val nou afgrond toe. Jy kan nie meer nie. Dan kom hy met sy vlerke en hy tel jou op. Ver bo die omstandighede, ver bo die storms, want onthou, die arend is die enigste voël wat in die son in kan vlieg, en wat bo kan die storms vlieg en sien, wat gebeur met hierdie storm. Ja. En dis wat God met ons doen. Hy sê in die woord vir ons, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Amen. Hulle vaar op met vleuels van die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en hulle word nie mat nie, die wat op die Here wag. Amen. Maar dit beteken, ons moet 'n verhouding met God hê. Ons moet 'n verhouding met God se woord hê. En ons moet naby aan God kom, sodat hy ons papa kan wees, sodat hy ons kan vang op sy vlerke, en ons opvat ver bo daai omstandighede, ver bo daai storms waardeur ons gaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is niemand soos God nie. Ons beklei nie saam met God om sy guns te wen nie. Ons beklei nie om aanvaar te word nie. Inteendeel, Pastoor Herman het 'n baie mooi boodskap vanoggend op die groep gesit. Ons word so 'n bietjie inkant gesit, want ons is 'n bietjie anders. Ons voel partykeer alleen. En ons voel ons het nie vriende nie. En ons voel ons wat ook al, maar ons is anders. God het ons aan een kant gesit vir 'n bepaalde doel. Prys die Here. Rocky het nooit beklei om te sterf. Hy het altyd weer opgestaan, want hy wou wen.
En ek wil afsluit met hierdie woorde en ek wil vir jou sê, staan op as 'n oorwinnaar. Jy voel vandag jy's moeg. Jy voel vandag ek is seer. Jy voel vandag ek kan nie meer, ek het nie krag nie, hou net op met daai preek, want dit is 'n ou preek, almal preek dit. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy moet dit hoor vandag. Staan op. Staan op, lig jou hande op. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Nie in jou eie krag nie, want dan sou dit maklik gewees het om net te bly lê. Om nie op te staan nie. Om nie daai uppercut te gee, om nie fiks te word nie. Jy het gesien hoe Rokkie geoefen. Hele dag en nag het hy gehardloop, tou gespring. Hy is doodmoeg, hy lê daar, hy kan nie meer, maar hy staan op, oefen hy maar weer. Dis presies wat ons moet. Ons moet daai reguit hou oefen. Ons moet die uppercuts oefen. Ons moet die kort shots oefen. Ons moet dit wat God vir ons gegee het gebruik. Want hoekom sit ons in die toestand waar ons is? Ons gebruik nie wat God vir ons gee nie. Dis net so gemaklik om in daai comfort zone te bly. Maar deur Jesus Christus wat alles vir ons gedoen het. Alles. Wil ek vandag sê, is jy meer as 'n oorwinnaar. En ek wil hê tik jouself net 'n bietjie so. En sê meer as 'n oorwinnaar. Meer as 'n oorwinnaar. Meer as 'n oorwinnaar. Hy sal van groter dinge doen as wat hy gedoen het. En ek het al gesien mense staan uit die dood uit op. Ja. My man op die hardloop by weg die eerste keer. Mag ek maar vir hulle vertel? Hy sê altyd, ons roem nie in onsself nie, ek wil hê julle moet dit besef, ons roem nie in onsself nie, is net God alleen. God is die enigste een wat hierdie wonderwerke kan doen. Ons het vriende gehad wat saam met hom volleybal gespeel het, en die vroukie word siek en sy is hospitaal toe, en haar man vra vir ons, jy sal jy asseblief vir Karen gaan bid, sy is siek, sy lê in die ICU, hulle kan nie weet wat fout is, sy het deur die MRI scan gegaan, en daar binne het iets fout gegaan, en nou sê hulle, daar is nie hoop nie. En hy stap by die ICU in, en daar is Karen klaar dood, sy is toegegooi. Haar man weet nog nie eers sy is dood nie. Hy sê, en hy stap so 'n bietjie nader, en susters vra vir hom, nou wie is jy wat, hy sê, nee, hy is 'n goeie vriend, hy is eintlik die pastoor, en hy het gevra, hy moet kom bid, en hy sê, jammer, sy is nou net weg. Hy vra, toe kan hy net 'n tydjie by haar bed spandeer, en die suster sê, ja, sy kan. Hy sê, maar nou weet hy, jy mag ons nou nie olies en goeders nie, dat hy die olies kan in sy hand, dan staan hy nou so, dan kyk hy vinnig, dan vinnig gaan touch haar net so, met die olie, al is hy nou dood. En hy staan daar, en hy redeneer by die Here, hy sê, Here, ek is nou hier, maar die vrou is nou dood, en dan kom 'n ander ouetjie in, die paramedic, en hy vra vir die suster, nou wie is die ou wat nou hier staan, en hy kom toe na Jackie toe aangestap, en hulle praat so 'n bietjie, hy vertel vir Jackie wat het nou gebeur, en Jackie sê, hy kry hierdie bevlieging julle. Hy sê, Karen, as jy my kan hoor, lig op jou regterhand. Hy sê, woep, daar gaan hy regterhand op, maar hy en die paramedic hol, uit die kamer uit, hulle gaan staan buite die ICU. Hy sê, nou kom hulle maar weer terug. En hy sê in sy hart, nou dankie Here, dis groot, maar hy het nou groot geskrik. Want dat is die eerste keer wat so iets gebeur met hom. En hy kom weer in en hy sê weer, en hy sê, hy kry weer daai boldness, hy sê, Karen, as jy my kan hoor, lig op jou linkerhand, en sy lig haar linkerhand op. En hulle maak haar oop. En hy sê vir haar, Karen, as jou man nou vanmiddag hier kom, dan nooi jy hom vir 'n koppie koffie. In die ICU. Die susters het dit gereël. En toe haar man daar instap, toe sit Karen regop. En sy leef tot vandag toe julle. Arno is oorlede aan kanker, haar man. En ons het die voorreg gehad om hom te doop net voor hy dood is. Maar ek wil vir julle sê, die Here is groot. Dis wat ons God kan doen. 'n Ander keer is ons in ons gemeente en 'n ander pastoor bedien, en terwyl hy bedien, praat hy in tale. En ons drummer se oupaatjie sit ook daar, maar hy's 'n Spanjaard. En hy kan nie Engels of Afrikaans amper praat nie. Baie gebroke Engels. Maar hy sit daar. En toe daai pastoor klaar gepreek het, en hy klaar tale gepraat, toe spring daai oupaatjie op, en hy sê vir hom, hoe ken jy my taal? Hoe het jy
geweet ek is Spanjaard? Hoe het jy geweet om Spaans te praat? Hoe het jy geweet ek moet my lewe vir God gee en dan ook die gees in die lewe vir die Here? Hy wil kry 'n uppercut. Come on. Maar hy word siek en sy niere gee in. En dan is JJ in die donkertjie en so aan is toe na hospitaal toe. En terwyl hulle daar by die oom sit, gaan staan sy hart. En hulle roep die tyd, né? En JJ sê nee man, hy sê oom, ek spreek lewe oor jou oorvloed en boef, daar sit die oom reg op. Dis die ander mense uit die ICU uit, saam met die dokter. Dis wat my God kan doen. En ek sê vir die Here, Here, ek het ook 'n begeerte om dit te sien, magies. Ek wil ook sien hoe staan iemand op uit die dood uit. Ek begeer dit. Ek hoef dit nie te doen nie, maar ek wil dit sien. En my man se sonnaskoolonderwyseres bel op een dag. Uit die bloute uit aan die Paula van Vieren. En sy sê vir hom, JJ, wil jy nie vir my suster se seun kom bid nie? Sy het gesê Hansie. Of Hansie, sal jy nie vir my suster se seun kom bid nie? Hy het 'n groot motorfietsongeluk gehad in Capitol Park en hy het in die Develsvolk beland. Maar dit gaan glad nie goed met hom nie. En hy sê, ja nee, sure, wil jy? Nee, hy het dit en dit en sê, okay. En dis waar dit bly. Nou sê ek vir hom, liefie, wanneer gaan jy vir hy kind bid? Hy sê vir my net so, man, ek voel nie om nou te gaan. Ja, hy het nog vir die mense gesê, hy gaan vir die kind bid, en nou wil hy gaan. 2 weke gaan verby, ons gaan nie. Nadat sê van ons moet gaan. Hy sê, man, los my uit, hy weet ek aan om te gaan. As die Here kom sê, gaan ons. Anders dan, gaan ons nog. En nadat 2 weke bel aan die Paula, sy sê vir ons moet asseblief hulle kom ondersteun, hulle gaan die kindsmasjiene afsit. Daar's geen breinfunksie nie. Daar's niks. Nou sê ek, sien jy nou? Nou is ons te laat. Maar hy steur hom nie aan my nie. Nou is ons daar by die hospitaal, en die Paula sit haar handsakkie onder die bed neer. Sy sê vir ons, julle tweekies moet nou maar 'n bietjie vertroud raak hierheen. Staan maar so 'n bietjie ons, die familie is op pad. Nou kyk jy, hierdie masjien maak tiep, nou een maak sjoef. En hy kyk al hierdie goed so, en ek sê vir hom, wat bid jy nou? Hy sê, los my. Nou staan ek maar aan een kant. En hy draai om en hy sê, Ruben, jy ken my nie. Maar goud en silwer het ek nie vandag om vir jou te gee nie. Maar ek spreek lewe en oorvloed oor jou uit. Maak oop jou oë. En met die wat hy dit sê, kom by die Paula in en sy kan haar handsak op en sy so opkyk. Toe kyk sy in Ruben se 2 blou oë vas. Ek sal nooit daai blou oë vergeet nie. En die kind is gesond, Eva. En hy wys vir ons, hy wil iets doen, en ons kan verstaan nie, en JJ sê vir hom, wil jy jou lewe vir die Here gee, en hy raak rustig, hy sê asseblief. En JJ lei hom daar na die Here toe. Dit was die gouste herstel van iemand, wat so uit die dood uit opgestaan het, julle. Hy self vir ons WhatsApp stuur, julle, ek gaan nou uit hoësorg uit, of uit ICU uit, julle, ek gaan nou uit hoësorg uit, julle, ek is nou in 'n gewone saal, tata, ek gaan huis toe. Dis wat God kan doen. Amen. Dis wat God kan doen. Hy kan nog meer as dit vir jou doen. Hy het die dood oorwin. So hoekom twyfel ons nog? En ek praat met myself. Hierdie week het ek getwyfel. Ek sê, Here, asseblief, ja. Maar ek vergeet die wonderwerk wat ek gesien het. Ek vergeet om te kon sien dat God het iemand uit die dood uit laat opstaan, wat dood is. Hoe gou vergeet ons as mens? God sê vanoggend, moenie my vergeet nie. Herinner jouself aan elke liewe getuienis. Amen. Al is dit nie jou eie nie, gaan na die woord toe, daar's baie. Kyk wat het God vir mense gedoen. Hy kan meer as dit vir jou doen. En ek wil vra dat jy jou oë sluit. Ek gaan nie 'n uitnodiging maak nie. As jy voel jy wil uitkom, as jy welkom. Ek dink nie die Here het 'n ander manier gehad vanoggend. Dis nou iets, dis glad nie my hele woord nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy dalk 'n bietjie verdwaal het,
Of ons dink baie graag ons is nog reg, maar ons is eintlik nog ver van God. Dan wil ek vra dat jy jou oë sal sluit vandag. As jy vandag sê, Here, ek is moeg vir hierdie stryd. Ek voel soos iemand wat neergeslaan is. Ek voel soos iemand wat my vuur verloor het. Here, ek het nodig om weer vars en nuut werklikheid te sien. Ek wil vir jou sê, jy het nie nodig om 'n perfekte mens te wees nie. As jy hierdie geestelike stryd beleef, 'n emosionele las, 'n siekte, finansiële stryd, jou huwelik, jou geloof is dalk op die aanval. Moenie uitstel nie. Sê vandag vir die Here, Here, ek verklaar ek is meer as 'n oorwinnaar vandag, Here, en vandag gee ek elke uitklop hou vir die Satan. Hy het geen hou vas op my lewe nie. Here, ons verklaar dat kettinge verbreek is nou, Here, vrees verloor sy hou vas totaal en al. Depressie moet weggaan, Here, siektes moet wyk, want waar die gees van God is, daar is vryheid, Here, U gee die vryheid. Here, ons staan vandag nie in ons eie krag nie, maar ons staan in U oorwinning, want U is die lam wat geslag is vir ons, Here, U is die leeu van Juda stam. Here, die graf is leeg. Die dood is oorwin. Die vyand is verslaan. Elke juk is gebreek. Elke hart is herstel na wat dit moet wees, Here, en vul U elke plekkie met die Heilige Gees. Here, ek blaas nuwe lewe, nuwe vuur, nuwe geloof met elke liewe een uit wat hierso sit, Here. En ons ontvang dit vanmôre. Ons ontvang dit en glo dit en van vandag af gaan ons dit leef as meer as oorwinnaars in Jesus Christus wat ons die krag gee. In Jesus Christus, Here, dat niks voor U is onmoontlik nie. In Jesus Christus, want U het ons eerste lief gehad en U sal ons nooit begewe of verlaat nie. En ek sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.